Goeiemôre, good morning. Ja, hartlike welkom by ons show. Ons hoop julle het almal 'n lekker lang naweek gehad. Pieter hou nog lekker vakansie en het vir ons nog 'n video gestuur. Ja? Kom ons kyk. Goeiemôre, good morning en so kom ons vakansie ook op 'n einde en ons sluit dit af met 'n hoogtepunt hier by Universal Studios Singapore. Baie dankie aan die res van die span wat mooi die skoene vol gestaan het terwyl ek nou afwesig was, maar ek is Woensdagoggend weer terug saam met julle vir Goeiemôre, good morning. Ons is so stout kinders, ons staan in die ry, is nog nie eens amptelik oop nie, maar ons sal wag en ons gaan ons beurt goed afwag, want ek weet hierdie gaan 'n dag wees om nie te vergeet nie. Ek groet julle hier vanuit Singapore en sien julle eersdaags op Goeiemôre, good morning. Oh, onthou jy toe ons nog vir Pieter moes wys hoe om sy Instagram te doen en whatever nou, stuur hy vir ons sulke kwaliteit video's van oorsee af. Ek sê vir jou hoëgehalte, my Rosie. Hoëgehalte. Dis iets om op 'n koppie te klink. 'n koppie te As jy 'n klink. beker te Cheers. klink. Nou maar goed, wil ons al vertel wat in vandag se program Ja, gebeur? Ek asseblief. dink so, kom ons spring weg. As jy oor 'n droë vel bekommerd is, het ons net die ding vir jou. Cream Klassiek kom gee raad oor hoe om 'n droë vel te identifiseer en te hanteer. Ons gesels ook met Reino Nel oor die 49ste Wêreld Sterkman kompetisie en oor hoe hy daar gevaar het. Thys van Sail gesels oor geldsaake. Die musiekgroep Sonder Onderbroeke gesels met ons oor hulle nuwe musiekvideo waarin hulle vra, wat wil jy hê? Wat wil jy hê? 'n belangrike vraag, wat wil ek hê? Weet jy, hoeveel tyd het jy, Elsa? Hoeveel tyd het jy? Raas dit 'n hele lys. Ja, wel, 'n vakansie sal nie 'n slegte ding wees nie. En die laaste vakansie wat ons op was ons inderdaad Oshaka Marine World toe. En dit was so 'n lekker dag wat ons daar deurgebring het, ek en my man en die kinders. Ja. En dit is 'n hele storie wat nou daar gebeur, né? Dit is vir my baie interessant dat jy dit nou noem, Ja. want Oshaka Marine World in Durban het 'n finansiële reddingsboei van 22 miljoen rand nodig om sy bedrywighede in 2026 te laat voortduur raas. Nou volgens verslae sal die park se kontantreserwes teen middel Mei uitgeput wees. Die munisipaliteit beoog na bewering om 4 miljoen rand van kapitaaluitgawes na operasionele fondse oor te skuif en nog 18 miljoen rand by te voeg om die park se daaglikse funksie te ondersteun. Nou die grootste probleem is blykbaar inkomste. Ongeveer 64% daarvan kom uit kaartjieverkope, maar besoekersgetalle het na COVID-19 stadiger as verwag herstel. Dit het 'n inkomstetekort veroorsaak. Die probleem is selfs groter weens agterstallige skuld van sowat 37 miljoen rand per jaar wat nog terugbetaal moet word. Die park is ook nie in 'n posisie om kaartjiepryse te verhoog nie, omdat dit moontlik nog minder besoekers althans sal lok. Ten spyte van kostebesnoeiings, insluitend personeelvermindering, bly die finansiële druk groot en die beplanning vir 'n omkeerstrategie om die park se toekoms te verseker is dan nou aan die gang. Dis vir my hartseer om van sulke stories te hoor, want ek meen jy sal nou, ek was nog nie daar gewees Was jy nie. nog nie daar nie? Nog nie, maar dit lyk of dit baie gewild is. Hierdie was ons eerste keer daar en ons het in Desember gegaan. En dit was so lekker om die park te besoek, maar also the aquarium is also there. And the people that work there are so friendly and so knowledgeable, and the kind of exhibitions of all the different kinds of fish. You can go swimming with the sharks, it's just really an incredibly wonderful educational experience. Like you're learning, but it's also fun and also exciting. So when I heard about this, I was quite sad to hear it, because dit is regtig iets dis 'n plek wat al so lank daar is. Dis 'n instansie in KwaZulu-Natal. So dit is nogal regtig hartseer dat hulle deur hierdie finansiële probleme gaan. En 'n mens wonder nou, jy weet hoe lank dit sal neem om te herstel. Wanneer 'n mens kyk na hierdie bedrag, is dit nogal groot bedrag, jy weet, wanneer dit kom by iets so skuld ook. Maar ek sal werklik hoop dat jy weet die metro kan ingryp op 'n doeltreffende manier en dat ons binnekort 'n bietjie meer goeie nuus in hierdie verband lees. Yeah, but I think also the problems in KZN kind of are a little bit bigger than an aquatic theme park. I mean, if it's nie die vloede is nie, is dit dienslewering en daai tipe goed. So dalk gaan die metro dink daar's ander goed wat bietjie meer belangrik is. En jy weet, net om af te sluit dalk, ek dink net die huidige
toutrekkery elders in die wêreld, jy weet Ja. die oorlog wat aan die gang is. Ja. Dit beïnvloed ook iets soos vliegtuigkaartjiepryse. Verstaan jy? So dit het 'n Verstaan groot jy? invloed op die ekonomie oor die algemeen. 100%. Kom ons gaan oor na 'n storie wat jy regtig oor gaan glimlag, veral jy Elsa, want jou mond gaan ook bietjie water. The record for the world's longest tiramisu has officially been broken in London with a massive dessert stretching an incredible 440.6 meters. Sure. That's around 100 Italian chefs gathered at the Chelsea Town Hall. Ek is nou so opgebonde, my woorde kom nie reg by my uit nie. To create this giant dessert, beating the previous record of 273.5 meters that was set in Milan. The scale of the tiramisu was just as impressive as its length. It used roughly 150,000 ladyfinger biscuits and 20,000 eggs, all assembled live to meet the Guinness World Record rules. This record attempt was led by chef Mirko Ricci, who said the event was also a gesture of appreciation to the UK. The dessert was even finished with a golden crown as a tribute to the king and the royal family. Jy kan ons vir jou Bellissimo. jy kan ons vir jou 'n ou tiramisu kry, hoor. Hoor hierso. En te veel. Dit is regtig waar. Jy weet, jy kry by sommige plekke kry jy sommer so 'n lekker groot houer. Ja. Ek eet daai hele houer self op. Jy sê nou te veel, maar ek dink as daar iets is wat jy in die lewe regtig geniet, kan jy ooit te veel daarvan hê. Kyk, Ras, wanneer 'n mens op die skaal klim, ja. Ja. Die antwoord is ja. So, maar ek dink hierdie is wonderlik. Dis nou my tipe Guinness wêreldrekord. Ja. Dis net jammer, ek kon nie self daar wees om te proe nie. Hulle het ook onlangs hier in Suid-Afrika, dit was so 3-4 weke terug, die Guinness World Record gestel vir die wêreld se grootste bunny chow. En interessant genoeg moes hulle eie hulle moes 'n nuwe tipe oond bou om al die brood dan te kan bak. So dit was nogal regtig iets waarop ons kan trots wees. The Bunny chow world's is ook largest my bunny soort chow. kos. Ja, ja. Van watter nagereg hou jy die meeste? Ek is nogal ek hou van 'n waffeltjie. 'n Waffel met roomys en so. En 'n koek, sjokoladekoek is vir my nogal baie lekker. As ek dit op 'n spyskaart sien, gaan ek seker daarvoor instem. Ek sal nogal daarvan hou, behalwe nou die tiramisu, sal ek nogal daarvan hou as hulle 'n groot bak sjokolademousse kan maak en ek kan net so half daarin duik. Jy weet, dit is wat ek swem, net so 'n paar happe ook geniet. Nee, lekker. Van lekker eet tot jou gesondheid. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare, noodsaaklike medisyne vir hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van pynblok te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug. Thys gaan hier wees, hy gaan 'n bietjie oor die finansies praat en oor alles wat die ekonomie reg oor die wêreld regtig affekteer, insluitend al die toutrekkery wat gebeur. Ja, mens weet nooit hier en daar die konflikte en so voort. En dan natuurlik in ons vermaak insetsel is sonder onderbroeke hier om te gesels oor 'n nuwe musiek. Hulle gaan onderbroeke aan hê. Ek beloof, ek sal hulle dit vra. Ja, kyk, goeiemôre, good morning, bly waar jy is.